kerkraad inkom, baie dankie vir jou hier wees. Ekskuus ons is 'n bietjie laat, ons het net so 'n paar saakies gehad wat ons moes bespreek en moes afhandel. Dankie vir jou geduld by ons. Ons begin vanoggend se erediens en baie keer dan dink ons dat hierdie lied is wat by hartseer pas, maar dit is eintlik 'n kosbare lied waarin ons God se teenwoordigheid in ons lewens sing. Ons gaan saam met mekaar lied 512 sing, 2 verse, dan gaan ek jou met God se seën groet, en dan geliefdes gaan ek vra dat jy so bly staan, en dan gaan ons geloof bely, saam met mekaar. En daarna, as ons klaar ons geloof bely het, gaan ek vir David vra, dan speel hy vir ons lied 250, dit is ons deel van ons wetse gedeelte in ons erediens vanoggend, en dan sing ons een loflied, lied 196, die eerste, die derde en die vierde strofe. So jy staan en sing tot ek vir jou sê jy sit. Geliefdes, kom ons sing lied 512. Slaan my oë op na die berge. Waarvandaan gaan daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy bly altyd getrou. Hy laat nooit die werk van sy hande vaar. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Geliefdes, as ons geloof bely in God, dan word ons in ons harte stil en ons sê in woorde wat ons in ons harte glo, en ek vra dat jy nou saam met my in jou hart jou geloof as volg bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en van die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het tot onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Geliefdes, jy sien daar op die bord dat ek vanoggend vir jou wil lees uit 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 10. Ons sien so baie keer en ons praat so baie keer met mekaar oor God se genade. Ek sien baie keer dat mense op hulle status op hulle telefoon, dan staan daar God se genade is vir ons genoeg. Baie keer dan sien ons die sportspelers, of ons daarmee saamstem of nie, het hierdie versie iewerster op 'n pleister of op iets wat sê dat God se genade vir ons genoeg is. Vanoggend wil ek met jou praat oor daardie genade. Is God se genade nog vir jou genoeg? En as ek hierdie vraag vir jou vra, dan vra ek vir jou die vraag omdat ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan en omdat ons besig is om planne te maak en al die dinge te begin wat hierdie jaar moet gebeur. As ek vanoggend vir jou sê, God se genade is genoeg. Wat beteken dit? Beteken dit dat alles wat met jou gaan gebeur, jy gaan saamstem? Beteken dit dat jy net mooi en goed gaan beleef in hierdie jaar? Beteken dit dat die planne wat jy gemaak het, God daardie planne gaan laat gebeur? En as daardie planne gebeur, dan beteken dit God se genade is vir jou genoeg. God se genade is altyd genoeg. God se genade is nie afhanklik van my en jou belewenis nie. God se genade is nie afhanklik van my en jou opinie. God is God. En ons is sy kinders. En God sê, my genade is altyd genoeg. Paulus praat oor hierdie genade en dit is die deeltjie wat ek vir jou gaan lees. En as ons dit hoor, dan kom ons agter dat hy praat oor die lewe, oor sy lewe, maar ons lewens is maar baie dieselfde as ons mooi daarna gaan kyk. En dan sê hy, as hy mooi oor die lewe gedink het, as hy mooi oor sy menswees gedink het, dan is God genade. Mag dit vanoggend vir my en jou so wees as ons hierdie woord van God hoor, dat ons hier kan wegstap en kan weet, God is genade, en God se genade is altyd genoeg. Ek lees vir jou 2 Korintiërs 12 vers 6 tot 12, en Paulus praat hier, al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as hy my sien doen of my hoor sê, selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek vir die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede, ter wille van Christus, want as ek swak is ek eintlik sterk. Net so 'n paar dele wat Paulus dan ook bid, en hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee. 3 maal, en ons weet as ons in die Bybel oor 3 praat, dan praat ons oor 'n simbool wat eintlik genoeg of volkome beteken het. Hy sê, genoeg kere het ek tot die Here gebid, dat dit van my al weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. En dan die laaste deel,
as ek swak is ek eintlik sterk. Mag God vanoggend vir jou vrede in jou hart gee, geliefde. En mag ek en jy werklik hoor wat hy vanoggend vir ons wil sê. Voordat ons aangaan met die prediking, wil ek graag saam met jou bid. Almagtige God, ons Vader, Here, ons sing met ons lied dat U naby aan ons is. Ons sing met ons liedere dat ons in U jubel, dat ons met ons harte bly is in U. Maar Here, soos Paulus sê, en hy praat van die dorings in ons vlees, is daar partykeer hierdie dorings in hierdie lewe wat ons pynig, wat ons seermaak, wat ons vra en vra en vra. En dan kom ons op 'n punt wat ons eintlik nie sien dat U anders dink as wat ons dink nie, en dan dink ons partykeer in hierdie lewe dat U nie hoor nie. Dan voel dit partykeer in ons harte vir ons of ons nie deel is van U genade nie. Want ons soek ons pad, Here. Ons soek ons sukses. Ons soek vir ons nie opdraandes en beproewing en stiltes nie. Want dis maar hoe ons harte is. Gee vir ons die voorreg om vanoggend te hoor dat die genade juis daarin lê. Daarin as ons krag kry om te doen wat ons nie eintlik dink ons kan. Daarin lê as ons kan opstaan as ons nie eintlik dink ons kan. Daarin lê dat ons kan weet, U weet van hierdie jaar. U weet van al sy dinge. Al weet ons nie, is dit genoeg. Ja, is dit genade wat U weet. En daarom bid ek, Here, maak elkeen van ons se harte rustig. Oortuig ons vanoggend deur U woord dat U genade vir ons genoeg is. Oortuig ons vanoggend deur U woord dat ons swak is, dat U sterk is. Gee ons vrede, Here. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die dorings van die lewe wat vir Paulus praat, bespiegel 'n klomp mense oor wat dit kan wees, maar hy sê dit nooit. Hy gee hulle nooit name nie. Maar wat ons kan weet is dat daar iets in sy menswees of in sy lewe is wat so pla dat dit voel asof dit 'n doring is wat hom die hele tyd steek. Maar daai ietsie in sy lewe is wat hom so pla dat hy nie eens meer weet hoe om sy eie menswees te wees. Baie van ons het ook sulke sien. Baie van ons het ook sulke dorings in ons lewens wat baie keer so seer is en wat in ons planne so maklik is om eintlik op te los as God net wil. Ja, daardie dorings waaroor ons bid, geliefdes, dat God dit vir ons moet wegneem. En ons bid soos wat Paulus gebid het. Ons bid genoeg en ons bid opreg en ons vra mooi en ons dink oor hoe ons moet vra en ons dink oor ons nie moet vra nie. Party keer is hierdie dinge klein, ander keer is dit massiewe goed. Massiewe goed, al weet ander mense nie daarvan nie. Goed wat ons vrede vat. Goed wat ons menswees vat. Goed
wat keer, en ek het verlede Sondag dit vir jou gesê, dat God ons gemaak het om bly te leef. Goed wat ons bly wees van. Nou jy weet hoe werk 'n doring. As jy 'n doring hier in jou vinger sien, dan moet jy hom maar uithaal. Want as jy hom los, dan gaan hy aanhou seer wees en aanhou seer wees, totdat hy naderhand sweer en dan moet jy hom maar uithaal, want anderster gaan jy jou hand verloor. Paulus smeek. Paulus vra. Ek dink, as jy al ernstige siekte beleef het, of 'n geliefde van jou, dan het jy dit al gedoen. Elkeen van ons het al so seer gehad. So seer gehad dat ons net vra. Maak dit vir ons beter. Vat dit vir ons weg. As Paulus dit doen, dan kom God en God sê, ek hoor. En dan sê God vir hom, my genade is vir jou genoeg. Dan sê God vir hom, eintlik wanneer jy swak is soos wat jy nou is ek sterk. Dan sê God vir hom, ek weet van alles in jou lewe. Ek weet van elke vraag en elke stuk seer. Ek weet van elke stuk onsekerheid en elke stuk twyfel. Ek weet. Maar ek wil hê Paulus en ek wil hê elkeen van julle moet weet, my genade is vir jou genoeg. Nou wil ek vir jou vra, geliefdes, wat is genade? Wat is jou prentjie van genade? Hoe dink ek en jy as ek vir jou bid oor God se genade? Hoe dink ek en jy as ons vir mekaar sê, God se genade is vir my genoeg? Ek dink die belangrikste oor genade is om te sê dat ons niks daarmee te doen kan hê. Ek en jy kan nie genade verdien. Ek en jy kan nie vir genade bykry. Ek en jy het eintlik geen beheer oor God se genade nie, want genade is net God se. Al wat ek en jy oor genade eintlik moet weet is dat dit elke dag so baie in ons lewe is dat ons dit nie kan opgebruik. Ja, dat dit genoeg sal wees vir vandag. Dat God vir jou genoeg sal wees vir vandag. Dan kyk ons na ons lewens en dan sien ons hierdie dinge wat seer maak en wat vir ons swaar is. En dan wil ons vir mekaar vra, maar waar is God se genade? Want jy sien, ons maak 'n fout oor God se genade en God se wil en ons prentjie. Ons dink baie keer dat God vir ons genadig is as die dinge wat ek dink in my lewe moet gebeur of nie moet gebeur nie, so uitwerk. God se genade is ook nie daarvan afhanklik nie. God se genade is nie afhanklik van my en jou keuses nie. Hy is nie afhanklik van my en jou se sonde nie. Daardie glas is altyd vol en kan nooit eers 'n bietjie leeg raak nie. En dis die vraag vanoggend. Gaan God se genade vir ons genoeg wees in 2025 dat ons tevrede kan wees?
Gaan God se genade in hierdie jaar wat voor lê, my en jou se lewe so vol maak, dat ons dit so kan sien, dat ons net kan weet, ons het niks anders nodig as hierdie genade nie. Gaan God se genade, geliefde, so 'n indruk op jou lewe maak, dat jy vrede kan hê. Nie dat jy jou lewe kan hê soos wat jy dink nie, want ek het dit nou al vir jou gesê, dit is nie waaroor dit gaan nie. Sal jy tevrede kan leef in hierdie jaar? Kom ons begin eintlik by die groot goed, wat ek en jy baie keer klein sien. Die feit dat ek en jy vanoggend hier kan sit en hier kan luister. Die feit van tyd. Dit is God se genade. Ek en jy kan vanoggend sien en hoor. Ek en jy kan vanoggend beleef, ons het mense rondom ons wat beleef. Ons het 'n lewe wat ons kan lewe, en eintlik as ons hier sit en ons is aangetrek en ons is gevoed, dan het ons alles tot nou toe gehad wat ons nodig gehad het. Ja, ons is eintlik bederf met God se genade. Maar weet jy wat? Ek dink ons is te bederf. Ek dink ons het so bederf geraak met God se genade, dat ons dit eintlik gedink het, dit gaan oor ek en jy se wil. Dat ons eintlik gedink het dat hierdie dinge wat God as genade sien, die lewe en ons verlossing en die ewigheid en al die dinge, die gawes en guns en krag, dis maar dinge wat ons moet hê. En dan dink ek en jy oor ander dinge. Dan dink ek en jy oor daardie asse in ons lewens. As daardie ding daarom kan gebeur, of as ek daarom daardie ding kan bereik, dan sal ek dink God is vir my goed. God is altyd goed. Maar wat daarvan? Wat daarvan as God nee sê? Wat daarvan as God sê nie nou? Wat daarvan as daar 'n ma van jong kinders siek is met kanker en almal in hierdie gemeenskap smeek en vra en bid vir genesing? Almal se harte sê dit maak sin dat hierdie vrou gesond kan word. Almal se menswees smeek daarvoor. En God sê nee. Nie nou. Beteken dit dat God se genade minder is? Beteken dit dat God nie hoor nie? Beteken dit, en ek kan dit sommer vir jou sê, dit beteken definitief nie dat God wil straf of kwaad is nie, want God straf nie en is nie kwaad nie. God is 'n God van liefde. Maar wat beteken dit as God nee sê? Ek dink so baie keer, dan praat ons van verhoorde gebede. En jy sal nou aan die einde hoor as ek jou met God se seën groet, het ons altyd gesê, God sal jou gebede verhoor. En ek bid nou en ek seën jou en ek sê, God sal jou gebede hoor. Want, hoe werk 'n verhoorde gebed? Ek dink so baie keer dan wil ons hê, as ons praat van 'n verhoorde gebed, dan sê ons het gebid hiervoor en God het vir ons gegee wat ons gevra het voor. So nou beteken dit, God het ons gehoor en hy het so gemaak. Elke gebed is 'n gehoorde gebed. God hoor elke keer wat jy praat. God hoor elke keer wat jy smeek. God hoor elke keer wat jy daar in jou hart, daar diep in die kamers van jou hart gaan lê en vra. En dis wat hier met Paulus gebeur. Hy bid en hy vra en hy wag en hy vra, maar sy antwoord bly weg, want God sê nee.
God weet van die dorings. God sê sy genade is vir hom genoeg. God sê, ek is liefde. Paulus het die voorreg om hierdie te hoor. Om te hoor dat as God partykeer nee sê, dit nie sy genade in het maak. As God partykeer nee sê en hom swak word, dit nie God swak maak nie. En ek praat vanoggend met jou, my hartgeliefde, want so baie keer dan wil ons sê dat ons saam met God wil sterk wees. Matteus 5 sê, hy sê, geseënd is elkeen van julle as julle weet hoe swak julle is. Geseënd is elkeen van julle dat julle eintlik nie weet soos wat God weet nie. Geseënd is elkeen van ons as ons kan oorgee en nie weet nie. Want God weet. En sy genade sal vandag vir jou en vir my genoeg wees. Ek weet, ek is amper klaar. Daar waar jy sit, het jy planne. Mooi planne. Dit is nooit slegte planne vir ons. Ek weet daar waar jy sit, sien jy uit na die jaar en hierdie jaar gaan anders wees. Vanoggend wil ek vir jou sê, dit gaan anders wees, maar dit gaan ook dieselfde wees. Daar gaan seer wees. Daar gaan opdraandes wees. Daar gaan kere wees wat ons gaan smeek van ons. Daar gaan kere wees wat ons gaan sê ons verstaan nie. Daar gaan kere wees wat ons moeg word of wat ons belê. En dan gaan God se antwoord vir ons wees: my genade is vir jou genoeg. Die vraag vanoggend: gaan dit vir ons genoeg wees? Gaan dit ons vrede gee? Gaan ons vanoggend hier weg en dan weet ons, God is altyd goed. Dit maak nie die seer daar buite minder. Dit maak nie die vraag daar buite minder. Dit maak nie die planne daar buite groter. God se genade, God se liefde en God se vrede sal by jou wees. Want God is altyd goed. Genoeg kere, 3maal, het die Here, Paulus tot die Here gebid, dat dit van hom af weggeneem word. 3 keer was sy versoek baie duidelik, maar so ook God se antwoord. My genade is vir jou genoeg. Geliefde, dit moet vanoggend vir jou vrede gee, maar dit moet ook vanoggend vir jou bly maak. Dit moet jou opgewonde maak. Dit moet jou wegvat van daardie punt waar ons dink ons moet daarvoor gaan dink oor dinge wat ons nie eers weet nie. Jesus sê dit vir die jong man as hy daar by hom aankom. Hy moet hom wil praat oor die toekoms en dan sê hy, jou dwaas. Vanaand kan ek dalk jou lewe vat en dan het jy nie eers môre nie. Kom ons hou op om genade vir onsself daarvoor te soek.
Kom ons hou op om ons planne te gaan voorlê en dan te dink, God is net genadig as my planne uitwerk. Kom ons gaan dink oor genade, soos Paulus daaroor dink. As ons genoeg gevra het, as ons mooi gevra het, as ons gesmeek het, as ons alles gedoen het wat ons kon, dan moet ons vanoggend weet dat God weet. En God se antwoord, my genade is vir jou genoeg. Vanoggend kan ek jou beloof, dit sal genoeg wees. Deur seer, deur siek, deur honger en dors en armoede, deur alles wat kan kom. Maar God het jou lief. En God weet. En God sal vir jou genade wees. Mag ek en jy se harte dit nie net vanoggend voel. Maar mag ons as ons vandag en môre oor die res van hierdie jaar dink. Mag daar vrede in jou hart wees oor môre. Mag daar vrede in jou hart wees oor jouself. Mag daar vrede in jou hart wees oor die bult en die styl. Jy is nie alleen nie. God se genade is vir jou genoeg. Mag ek en jy dit elke dag voel. Amen. Kom met ons saam. Here, as ons vra vir vrede, omdat ons genade ervaar, dan vra ons vir daardie vrede wat alle verstand te boven. Ons vra vir daardie vrede wat sê, ons los die res van die jaar in U hand, want ons weet nie, U weet. As ons krag nodig het vanoggend, gee dit vir ons. As ons moed nodig het, gee dit vir ons. As ons nodig het om nederig te word en weer te hoor, gee dit ook vir ons. Gee vir elkeen van ons wat ons nodig het vandag, om weer te hoor, om weer te verstaan, U genade is vir ons genoeg. Gee ons vrede, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die 200, dan groet ek jou met God se seën, en dan sluit ons dit ons erediens vanoggend af met die Amen gebed. Sing saam. Oh
Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid.